Hallo, vandag kyk ons na die reguitlyn grafiek. En ons sal sien dat die reguitlyn se grafiek se funksie is y is gelyk aan mx plus c, waarvoor die m staan vir die gradiënt, die ander naam vir gradiënt is ook 'n helling, en die c waarde is dan my y afsnit. Onthou my y en my x waarde hang af. As ek 'n x maatjie in vervang, gaan ek sy y maatjie saam kry. Nou kom ons kyk gou na 'n grafiek. 'n reguit lyn wat y is gelyk aan 2x min 4 is. Hier sien ons die reguit lyn en ons sal ook sien sy gradiënt is 2 en sy y-afsnit is min 4. Nou kom ons kyk op die grafiek. Die y-afsnit wat min 4 is waar hy die y-as sny by min 4. En die gradiënt wat 2 is, beteken eintlik waar ons die m het, is die m die verandering van y op die verandering van x. En so sal ons sien, as ons gradiënt 2 is dit eintlik 2 op 1. Want 2 is 'n hele en 2 op 1 skryf ons hom net as 'n breek, maar dis 2 op 1 is presies dieselfde soos 2. So ons sal sien, elke keer wat my y 2 hoër gaan, dan gaan my x 1 na regs toe. Onthou, omdat hy 'n positiewe waarde het, gaan my y toeneem en my x toeneem. Y neem toe op en x neem toe na regs. As ons byvoorbeeld wil kyk, as my y-waarde 2 plekke afneem, dan gaan my x 1 plek na links afneem. En so bepaal ons sy gradiënt. En dan ook sal ons sien dat sy x-afsnit, wat ons nie nou hierop het nie, is 2. Dis hoe ons dit uitwerk, is wanneer sy y-waarde gelyk is aan 0. So, as ons nou 0 in vervang vir die y-waarde, so jy sal sien, dit is die reguit lyn se vergelyking, maar ek het nou 0 in vervang vir die y-waarde, want ons wil die x-afsnit bereken. Dan sal ons sien dat dit gaan vir my gee 2x is gelyk aan 4, as ek dit so stel, en dan deel ons dit deur 2, en dan sal jy sien x is gelyk aan 2. So, ons sien dat my x-afsnit is gelyk aan 2. Kom ons skryf dit net gou daarby. En dit is die basiese goed wat jy nodig het om te weet vanaf die reguit lyn in sy formule. Nou, as ons byvoorbeeld nie die vergelyking van die reguit lyn het nie, maar ons het die grafiek skets voor ons op die assestelsel en ons moet die vergelyking van die reguit lyn bepaal, kan ons dit doen op die volgende manier. As ek sy gradiënt kan bepaal en sy y-afsnit kan bepaal, kan ek die vergelyking kry van die reguit lyn. So kom ons kyk nou na die volgende skets. Soos ons net nou gesê het, kan ons sien op die skets dat my y-afsnit is min 4. So ek weet dat die waarde van my c-waarde, want dit is my y-afsnit, is gelyk aan min 4. En nou moet ons die m-waarde bepaal. Nou, daar's 2 maniere hoe ons die m-waarde kan bepaal. Eerstens kyk ons na, ons skryf hom m is gelyk aan die verandering van y op die verandering van x. Mag ons enige 2 punte gebruik. Nou, ek hou daarvan om die x en die y-afsnit te gebruik. So ek gaan daai punt vat en daai punt. Dan gaan ek sien dat die verandering van y is hy van hierdie punt tot by baie punt is hy gaan 1, 2, 3, 4 plekke op. Sy y verandering. So dis 4 plekke op. En dan sal ons ook sien dat sy x verandering gaan 1, 2 plekke van 0 na 2 toe. So dit verander 2 plekke regs, is ook positief, dis hoekom dit 2 positiewe waardes is. So dis 'n 2 en 4 op 2 is dan 2. En daar het ons helling bepaal. Die ander manier hoe ons die helling bepaal is, as ons sê y2 min y1 op x2 min
x1. Ons gaan weer eens dieselfde twee punte koördinate gebruik. Nou moet ons die koördinaatpunte inskryf. Ons sal sien dat hierdie punt, onthou ons skryf altyd die x-waarde eerste, is 2, punt. Die y-waarde hierso is 0. En dan sal ons sien die ander koördinaat is dan 0 vir die x-waarde en min 4 vir die y-waarde. En as ons nou hierdie twee punte het, kan ons hom nou bereken. Ons het dan twee maatjies. Dit is belangrik dat ons maatjies kry. Jy sal sien, daai is een maatjie en daai is 'n ander maatjie. So ek gaan nou kies dat daai met my 2 wees en dit met my eerste groepie wees. Dan sal jy sien, ons skryf y op x, want dan soek jy verandering van y. Dit is dan 0 op my x-waarde van die punt 2 is 2. En dan ook, moet ons onthou om te minus. En dan is my y-waarde van my eerste punt is min 4, onthou ek moet dit insluit, en as ek dit insluit met 'n negatiewe getal, sit ek hom altyd in hakies, en sy x-waarde is dan ook 0, dan sal ek sien dat 0 min 4, 'n min en 'n min wat met mekaar maal is 4, en dan 2 min 0 is 2, en dan 4 op 2 is ook 2, en jy sal sien dat ons twee gradiënte is presies dieselfde, so dit beteken ek het dit reg uitgewerk, my gradiënt is 2, en dus kan ek die vergelyking skryf van my reguit lyn, en dit is y is gelyk aan 2x, omrede dit is my gradiënt wat ek hier uitgewerk het, of daar, en dan my y-afsnit wat ons bepaal het vanaf waar hy die y-as sny, is min 4. Daar is hy.